Romeine 6 vers 1 tot 11. Moet ons dan aanhou sonde doen, sodat God kan aanhou om ons vry te spreek? Nee, hoegenaamd nie. Die sonde het mos nie meer 'n houvas op ons nie. Ons is morsdood daarvoor. Julle onthou wat by die doop gebeur het. Toe ons in die naam van Jesus Christus gedoop is, het ons deel geword van alles wat met hom by die kruis gebeur het. Van sy dood af tot by die opstanding. As dit dan waar is, dat ons saam met Jesus die dood binne gestap het, is dit net so waar dat ons saam met hom lewend anderkant uitgekom het, toe God hom met sy groot krag en heerlikheid uit die dood laat opstaan het. Daarom kan ons ook nou op 'n nuwe manier leef. Omdat ons saam met Jesus aan die kruis doodgegaan het, sal ons beslis saam met hom oor die dood triomfeer. Ons weet mos dat daardie sondige mens wat ons eenmaal was, kant en klaar saam met Jesus gekruisig is. Ons ou self, wat van vroeg tot laat agter elke sonde aangehardloop het, is nou morsdood en begrawe. Daarom is ons nie meer slawe van die sonde nie. Sonde het mos nie 'n houvas op iemand wat klaar dood gegaan het nie. Ons wat saam met Christus gesterf het, glo dat ons saam met hom sal leef. Ons glo dat omdat ons weet dat Jesus, nadat hy uit die dood opgestaan het, nooit weer sal doodgaan nie. Die dood het nie 'n houvas op hom nie. Toe hy doodgegaan het, het hy vir altyd 'n einde aan die mag van die sonde gemaak. Nou leef hy as oorwinnaar by God. Julle moet net soos Jesus leef. Beskou julself as dood vir die sonde, leef net vir God. Doen dit in die naam van Jesus Christus. Ons lees tot sover. Nou vriende, ek en Melissa hou baie van bordspeletjies speel. Ons geniet al wat 'n ding is, ons hou van Ticket to Ride en ons hou daarvan om Catan te speel en soms speel ons You Know Me en 'n paar ander dingetjies. Maar ons speel natuurlik taamlik minder vanaf Frederik gebore is, want Frederik wil baie graag saam speel. Maar sy saamspeel behels om al die stukkies op die grond te gooi of in sy mond te druk. So ons speel so 'n bietjie minder deesdae, maar as daar een speletjie is wat ek voel almal van ons op een of ander tyd gespeel het, en 'n speletjie wat deel was van my kinderjare en ek seker julle ook baie goed ken, is dit Monopoly. Julle het seker al daarvan gehoor en meeste van julle het dit al gespeel. Nou een van die mees waardevolste kaarte in Monopoly is die Get Out of Jail Free kaart. Die kaartjie wat jou verniet uit die tronk uit laat gaan, sonder enige boete, sonder enige dobbelsteentjies wat gerol moet word. As jy hierdie kaartjie het, kan jy dit net eenvoudig gee en jy kan verniet uit die tronk uitkom. So sou jy om een of ander manier in die tronk beland, soos wat jy maar soms doen in Monopoly, kan jy skotvry uit die tronk uitstap onmiddellik. Nou dis een van die beste teenbeelde wat ek kon dink om te beskryf hoe God se genade nie lyk nie. God se genade is nie 'n goedkoop Get Out of Jail Free kaartjie wat jy bloot die lisensie gee om te doen wat jy wil sonder enige gevolge nie. God se genade is nie goedkoop nie, omdat ons die Here in ons harte het, beteken dit nie ons kan rondhardloop en sondig en doen net wat ons wil, soos wat ons dalk voorheen gedoen het nie. Want as die Here ons aanraak, is daar 'n fundamentele verandering wat plaasvind in ons lewens. Ons is nie weer dieselfde nie. Daai verandering verander ons lewens en dit verander ons identiteit. Nou wanneer ons in die kerk praat oor identiteit of oor verandering, kan dit soms 'n bietjie vaag voel. Wat beteken dit nou eintlik in my lewe? Nou hoe kan Jesus se dood aan 'n kruis en my doop jare gelede 'n verskil maak in my lewe vandag? Wat is die impak daarvan en hoe beïnvloed dit dan nou eintlik my daaglikse lewe? En dit is juist dan nou waaroor die volgende 3 weke ons tema is, waar ons saam gaan nadink.
Onthou ons reeks se tema is vrygemaak, 'n nuwe lewe in Christus. En ons begin vandag deur te praat oor hoe die vryheid in lig van Romeine 6 geskied en hoe dit ons identiteit verander. So as ons dan vra oor vryheid, dan vra ons eers vir mekaar, waarvan is ons vrygemaak? Wat is die ding wat ons van vrygemaak is? En as ons Romeine 6 lees, is die antwoord eenvoudig. Die sonde. Ons word vrygemaak van die sonde. Nou, ek het 'n bietjie hierdie week gaan lees in die Heidelbergse Katekismes. Onthou julle daai groot woord, die ding wat jy gedoen het by Sondagskool. Die Heidelbergse Katekismes wat jy sulke vraagstukke aanspreek en ons leer wat ons glo en geloof rondom dit. Nou, die Heidelbergse Katekismes praat al by die tweede Sondag by vraag 3 en 4 oor sonde. Maar hulle gebruik interessante woorde as hulle praat oor sonde. Die vraag wat die Heidelbergse Katekisme vra is, waaruit ken jy jou ellende? En die antwoord op die vraag, waarop ken ek my ellende, is die wet van God. En toe ek dit lees, toe moes ek nou eers 'n bietjie pause en nou eers 'n bietjie daaroor dink. Waaruit ken ek my ellende, die wet van God? Hoe ken ek my ellende deur die wet van die Here? Want die wet vereis van ons natuurlik volmaakte liefde. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou siel en jou verstand en al jou kragte, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So die Here gee vir ons 'n dubbele liefdesgebod en alles wat teenoor hierdie liefdesgebod gaan, enige gedagte, woord of daad wat in stryd is hiermee, wat God nie eerste plaas in ons lewe nie en nie ons naaste lief hê soos onsself nie, is sonde. En hierdie sonde skei ons van God op 'n manier en dit bring tydelike of ewige straf mee in ons verhoudings met God en met mekaar, tensy daar verlossing is in Jesus Christus. So dit bring my terug by die woord ellende. Kom ellende. Dit klink 'n bietjie vreemd, selfs 'n bietjie oudtyds, maar toe ek bietjie daar nadink, toe help dit my nog eintlik baie om aan sonde as ellende te dink. Want die gevolg van wanneer ons dinge doen wat nie God eerste stel nie en nie ons naaste lief het soos onsself nie, bring presies dit. Dit bring ellende. Wanneer ons kies om ons eie rigting te gaan en aanhou Sondag te doen net wat ons wil en die Here te hanteer as 'n get out of jail free kaartjie, of wanneer ons naaste seermaak en nie ons naaste lief het soos onsself nie, dan bring dit ellende vir ons. Dit sorg dat ons nie gesonde verhoudings met ons naaste kan hê nie, dat ons nie 'n vreugdevolle lewe kan lei nie. En hierdie is belangrik, want onthou, toe die Here die wet gee vir die Israeliete, was dit nooit bedoel om 'n onmenslike verwagting te stel en om mense gevange te hou nie. Dit was bedoel om 'n liefdevolle raamwerk te wees, waarbinne ons as mense inpas met die Here 'n gelukkige en goeie lewe kan lei. Ek sê dit weer, wanneer die Israeliete daai 10 gebooie ontvang en wanneer Jesus dit weer herhaal, is dit nooit bedoel om 'n raamwerk te wees wat onrealistiese verwagtinge op ons stel. Dit is God se manier om ons te lei oor hoe 'n goeie lewe lyk in gesonde verhouding met God en met ons medemens. En as ons kies om daardie raamwerk te minag, as ons kies om ons eie ding te doen, God se gebooie te verontagsaam, dan kies ons eintlik om God se leiding en liefde te verontagsaam. Dan sê ons eintlik vir mekaar, ons kies self wat goed is, nes Adam en Eva in Genesis gedoen het, eerder as om God se leiding te vertrou. En hierdie keuse wat ons maak, om self te besluit wat goed en reg is in hierdie lewe, dit eindig nie goed nie. Dit lei tot 'n mislukte en slegte lewe. Dit lei tot oorlog en haat en gulsigheid. Dit lei tot mense wat net vir hulle self uitkyk en nie vir hulle medemens nie. En die gevolge daarvan word selfs met ons tot in die hiernamaals gedra. En dit is presies waar Jesus se offer so belangrik word vir ons. Jesus gee homself ter wille van ons ellende. Dink gou vir 'n oomblik daaraan.
Hy gee vir ons 'n uitweg uit ons eie swakheid, sodat ons eens en vir altyd met die Heilige Gees se hulp vry kan wees van hierdie ellende. Voor Jesus was dit duidelik dat die mens, selfs met hulle allerbeste pogings, God se raamwerk bly minag het. Dit is die hele Ou Testament se storie. Daarom gryp God self in en hy gee nie net homself nie, maar hy gee vir ons 'n splinter nuwe identiteit. As ons hierdie geskenk, hierdie genade ontvang, dan is ons kinders van God, wat vir ewig en altyd rus in ons Here se teenwoordigheid. So vriende, nou dat ons dis 'n bietjie beter verstaan hoe die sonde werk, is ons terug by die oorspronklike vraag, wat beteken dit prakties vir ons lewens vandag? Want kom ons wees eerlik met mekaar, van baie van ons voel dit baie keer glad nie asof ons vry is van ons ellende nie. Ons worstel nog baie intens en persoonlik daarmee elke dag. Ons voel asof ons soms steeds aanhoudend foute maak en ons leef nie noodwendig altyd soos mense wat God se liefde met ons hele hart en met ons naaste uitleef nie. So hoe werk hierdie dinamika van vryheid dan, as die realiteit is dat ons nog steeds soms struikel? Dit het my 'n bietjie laat dink aan 'n hedendaagse voorbeeld. Ons verstaan almal waarom ons nog, om te verstaan waarom ons nog die trekpleister van sonde voel, help dit om te dink aan hierdie moderne voorbeeld. Meeste van ons het een of ander vorm van subskripsie, né? 'n Netflix subskripsie of 'n DStv subskripsie. Meeste van ons het een of ander vorm van 'n subskripsie in ons lewens. Nou ek het hierdie week my Formule 1 subskripsie gestuit met 'n baie swaar en hartseer hart, maar ek het my pa se DStv paswoord, so dis oukei. Maar wat gebeur as jy ophou met jou subskripsie? Hulle stuur vir jou e-posse en boodskapies. Hulle wil jou teruglok en gee jou spesiale aanbieding. En dit het my so 'n bietjie laat dink, voordat ons Jesus geken het, was ons outomaties deel van die sonde netwerk se subskripsie. Ons was gesubscribe. Die sonde was die eienaar van die platform en jy het jou maandelikse premie met jou lewe betaal. En jy moes kyk en deelneem aan die gemors wat die sonde op jou lewensskerm gegooi het. Sonde op jou lewensskerm gegooi het. En jy het gesukkel om self die kansellasie knoppie te druk. Jy het gesukkel om daai cancel knoppie te druk, want die kontrak was net te sterk vir jou. Jy het al klaar soveel van jou lewe daaraan gegee, soveel betaal. Maar toe gryp God in. En deur Jesus se dood en opstanding het hy daardie kontrak permanent gekanselleer. Hy het daai kontrak gekanselleer en het alle uitstaande skuld wat op daai kontrak is, het hy self betaal en die debietorde is gestop. Wetlik is jou subskripsie by die sondenetwerk dood. Jy het niks meer verskeld aan daai ding nie. Maar net soos wat F1.com vir my boodskapies gestuur het hierdie week, hulle los jou nie dadelik uit nie. Hulle begin vir jou e-posse en notifications stuur. Ag, ons mis jou. Kyk hierdie pragtige nuwe aanbod wat ons het, spesiaal vir jou. Jou ou vriend is nog hier, hy wag vir jou. En dit is presies wat versoeking is in ons lewens. Dit som vir my so goed vas oor hoe versoeking lyk in ons lewens wanneer dit kom by sonde of slegte dinge te doen. Versoeking lyk so. En wanneer dit kom by versoeking, dan moet ons met mekaar baie eerlik wees, want ons as Christene blameer baie vinnig die duiwel vir ons tekortkominge. As ons iets fout gedoen het, is dit die duiwel se skuld. As ons kwaad word of ons soog voor ons ou versoeking, dan sê ons baie vinnig, die duiwel het my tempteer, die duiwel het my dit laat doen. Maar in die Nuwe Testament staan die bose nie bekend as een wat ons dade beheer nie. Hy staan bekend as die versoeker. Dis letterlik die Griekse woord vir die duiwel, die versoeker. Die bose stuur net eenvoudig die notification.
die boodskap hê. Hy flits die advertensie voor jou oë. Maar die duiwel kan nie jou vinger vat en jou op hy skakel laat klik nie. Dit is ons as mense wat die keuse maak in ons vrye wil. Ons moet self verantwoordelikheid neem vir ons aksies. Jy kan nie die versoeker blameer vir 'n kontrak wat Jesus reeds gekanselleer het nie. En wat jy kies om weer oop te maak nie. En dit bring my terug by die teksgedeelte wat ons vanoggend gelees het. Paulus verduidelik in ons teksgedeelte dat om hierdie dinamika te hanteer, daar 3 dinge is in ons lewens wat moet gebeur. So kom ons gaan weer terug na die teks toe en dan ontaard ons daai 3 dinge wat ons help met hierdie konstante versoeking deur die bose wat oor ons pad kom. Die eerste ding wat Paulus uitlig in vers 3 tot 6, het te doen met kennis. Kennis oor wat ons moet wees. Die interessante ding wanneer Paulus skryf in hierdie teksgedeelte is dat vryheid nie begin by emosie of 'n nuwe stel reëls nie. Dit begin by feite. Paulus skryf in vers 3 en 6: Of weet julle nie? Dit weet ons, dit is so. Ons moet weet dat ons deur die doop in Christus onderdompel is. Ons het saam met Jesus gesterf en saam met hom opgestaan. Dit is nie 'n retoriese gesprek nie. Dit wat Jesus gedoen is 'n feit. Vers 6 sê, ons ou mens is saam met hom gekruisig sodat ons sondige bestaan tot niet gemaak kan word. Dit is 'n afgehandelde historiese feit. Jesus het dood gegaan, opgestaan en sy Heilige Gees vir ons gegee. Ons geestelike DNA het verander. Wetlik is jy van die ou platform afgeteken. So vir Paulus begin dit by die kennis om te weet dat dit is wat gebeur het. Die tweede ene het te doen met ons denke oor hoe ons onsself moet beskou. So as ons die feite weet, moet ons denke verander. Julle weet ook daai teksgedeelte van wat sê verander julle denke, vernuwe julle denke. Vers 11 sê, beskou julleself as jou perspektief vir wat jy oor jouself het, dan sodat julle in Christus Jesus dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Hierdie woord beskou is 'n baie interessante woord. In Engels is dit reckon. Dis 'n boekhoudingsterm. Dit beteken jy kyk na die koue, harde feite op die balansstaat en jy aanvaar dit as die waarheid. Wanneer daai ou notification van die sondenetwerk deurkom, daardie ou patroon van skinder, bitterheid of selfsug, verander jy jou denkpatroon. Want die kennis wat die Here vir ons gee oor sy verlossing, help ons om anders na onsself en na God te kyk, met ons nuwe identiteit. Jy sê vir jouself, ek hoef nie hierop te reageer nie. Ek werk nie meer vir daardie maatskappy nie. My subskripsie is gekanselleer. Jy beskou jouself as dood vir hierdie versoeking. Dit bring my dan by die derde ding, dade. So wat doen ons nou met hierdie kennis en wanneer ons onsself inspann deur anders te kyk na onsself en na God? Wat doen ons nou? As ons kennis reg is en ons denke is in lyn met die waarheid, vloei dit oor in dade. Vers 4 sê ons is opgewek sodat ons 'n nuwe lewe kan lei. Hierdie nuwe lewe is nie 'n passiewe besitting of iets wat ons vang nie. Die nuwe lewe is 'n aktiwiteit waaraan ons deelneem, 'n pad wat ons stap met die Here. So waarom sondig ons nog? Nie omdat ons moet nie, maar omdat ons uit pure gewoonte soms nog die ou skakels volg. Ons is soos mense wat vry is, maar uit gewoonte dalk nog as 'n besoeker op die webtuiste gaan inteken. Maar Paulus sê vir ons, jy hoef nie. Jy hoef nie 'n lysie reëls af te merk om 'n Christen vandag te wees nie. Jy moet net begin leef vir God in elke normale, alledaagse situasie wat jy jouself in bevind.
Paulus skryf in hierdie teksgedeelte nie in die enkelvoud nie. Hy verwys die hele tyd na ons. Hy praat deur tyd van ons en van julle in verwysing na die geloofsgemeenskap, maar wat deel is van ons. En dit wys ons na die identiteit wat ons kry in Christus, dat ons verenig word daardeur. Hierdie nuwe identiteit is nie 'n projek vir 'n eensame Christen wat elkeen op hulle eie probeer oorleef nie. Dit is die identiteit van die kerk. Ons lewe in 'n kultuur van geweldige individualisme. Ons fokus almal op onsself. Maar hierdie teks herinner ons dat ons as gemeente saam die sondenetwerk verlaat het. Ons het saam unsubscribe. Ons is 'n gemeenskap van mense met gekanseleerde subskripsies. Dit beteken ons moet mekaar help. As jy sien 'n broer of 'n suster in die gemeente sukkel en wil weer op die ou advertensie van die sonde klik, dan help ons mekaar, nou ons herinner mekaar. Onthou wie jy is. Jy het nie meer hierdie kontrak nie. Kom ons leef saam in vryheid wat Jesus klaar vir ons gekoop het. Die krag om hierdie nuwe lewe te leef kom nie uit ons eie wilskrag uit nie, of uit ons eie vermoëns uit nie. Dit kom uit die heerlikheid van die Vader, soos wat ons in vers 4 lees, wat Jesus uit die dood het opgewek het. Dieselfde krag wat die graf oopgebreek het, is die krag wat vandag deur die Heilige Gees in elkeen van ons werk. Die get out of jail kaartjie van die Monopoly is 'n illusie. Maar die vryheid in Christus is 'n ewige werklikheid. Die prys is betaal, die kontrak is gekanselleer. Jy is vrygemaak. Leef nou soos iemand wat aan die nuwe koning behoort. Amen. Kom ons sluit ons oë. Heer, ons is vrygemaak uit die sonde. Ons ellende het nie meer beheer oor ons nie. Heer, U help ons om te lewe binne hierdie nuwe identiteit. U lei ons, staan ons by. Help ons om te groei. Help ons om te vertrou. Heer, die versoekings kom in hierdie lewe, Heer, en dit is soms moeilik vir ons om dit te weerstaan. Maar Heer, ons weet dat binne U het ons 'n nuwe identiteit. Ons vertrou op U alleen. Maak ons sterk. Lei ons en help ons.